weke in die 9 weke van saligspreking. Vir die van ons wat nou al moeg raak om my stem te hoor, hierdie oor en oor lees, dis ook wat ek verstaan. Is nog net 2 weke na hierdie week, en dan gaan ons dalk in die toekoms terugkyk en mense, ons het nog 'n bietjie meer tyd in hierdie saligspreking gevind. Maar ek lees hulle in plek van die wetlesing vir ons voor uit die Bybel vir almal vertaal. Net 'n stukkie by hierdie vertaling. Hierdie vertaling is geskryf vir mense met sig- en gehoorprobleme, so dis 'n beperkte woordeskat. En dis hoekom hy so mooi klein sinne gebruik, en dis hoekom dit my gunsteling vertaling is om die saligspreking te lees. Ek lees vir ons. Mense wat weet dat hulle vir God nodig is gelukkige mense. Want God wat in die hemel is hulle koning. Mense wat nou hartseer is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem. Mense wat nederig is en wat op God vertrou, nie op hulle self nie, is gelukkige mense, want God sal vir hulle die aarde gee. Mense wat baie graag wil doen wat God wil hê, is gelukkige mense, want God sal vir hulle help om alles te doen wat hy wil hê. Mense wat goed is vir iemand wat swaar kry, is gelukkige mense. God sal vir hulle ook goed wees. Mense wat net vir God dien, is gelukkige mense, want hulle sal God sien. Mense wat vrede maak tussen mense, is gelukkige mense. God sal sê, hulle is sy kinders. Wanneer mense doen wat God wil hê, en ander mense doen slegte dinge aan hulle, dan is hulle gelukkige mense. God wat in die hemel is hulle koning. Julle is gelukkige mense wanneer ander mense julle beledig en slegte dinge doen aan julle, omdat julle God dien. Julle is gelukkige mense wanneer hulle slegte stories oor julle vertel wat alles neus is. Wanneer mense slegte dinge doen aan julle, dan moet julle baie bly wees, want in die hemel sal God vir hulle baie goed wees. Die mense het ook slegte dinge gedoen aan die profete wat voor julle gesien. Ons het vir mekaar gesê aan die begin van hierdie reeks, salig is moeilik, maar karios is 'n moeilike woord. Dit beteken salig, gelukkig, geseënd, vol, bevoorreg. Al daai goedjies in een. En dan wanneer Jesus aan die begin van sy predikering staan, dan sê hy hierdie 9 goed vir mense. Maar dit is 'n bietjie 'n moeilike verstaan, want ons het nie 'n woord vir al hierdie goed nie. Die salig kom bitter naby, wat is so moeilike woord om te verstaan nie. So ons kies nou gelukkig en geseënd, maar ons weet in ons agterkop, dit is soveel meer. En hierdie goed het die Here die appelkar omgooi nie. Ek het al meer gepreek op hierdie kans oor die laaste 6 weke, 5 en 6 weke wat hier was, oor die feit dat hierdie perspektiewe in my hart omdraai. En ek weet in 'n paar van julle harte het die Here ook ander perspektiewe. So die eerste week vir die van ons wat nie hier was nie, het ons gekyk na geseënd is die afhanklikes van God. Die wat weet dat is arm van gees. Die van ons wat kies om te besef, ons moet op God vertrou. En ons het na Asaf gekyk. Psalm 73 is kragtig, saam met hom. En Asaf het gesê, as hy sy fokus en sy afhanklikheid op ander plekke sit, dan word hy gemors. Maar dis 'n keuse, dis 'n perspektief waaruit ons leef. Dit ons kyk na die wat tree, met ander woorde, hoe reageer ons op pyn, dinge wat in die lewe gebeur, mense wat in die lewe gebeur, wat ons baie keer seermaak, hoe reageer ons daarop? Ons het gekyk na Paulus en Timoteus, Paulus en Timoteus, wat gesê het, hulle was seker hulle is dood, en hulle angs was so ver verby hulle vermoë. Maar daardeur toe hulle God vertrou, maak God hulle storie van angs en seer en pyn
in 'n storie van bemoediging vir almal. En dis die belofte, want God sal jou troos as jy jou pyn na God toe bring. Nie, jy sit net oor en sê, Here, hier's my pyn, ek sit nou agteroor, fiks dit nie. Nee, die nagevolge is daar, jou storie sal God 'n storie van bemoediging. Dit ons kyk na die sagmoediges. Nee, die ouens wat weet hoe om hulle asem op te hou wanneer die tyd reg is, maar met sagte woorde sê wat gesê moet word wanneer die tyd dit op hulle vereis. Nie die push-overs nie. Nie die ouens wat nou net agterkoor sit nie, nie 'n vervromme idee van sagmoedig nie, want net 2 mense in die Bybel is sagmoedig, Jesus en Moses, en hulle was nie push-overs. Inteendeel, hulle het die wêreld op hulle verander, soos niemand anders kon. Geskiedenis vir die hele mensdom. En toe het ons gekyk na die wat honger en dors is, na wat reg is. En dit was so net na die straatfees, ons was blind. Ek kan onthou dat die oggend daar gesê, hoop die res net vir die huis. En hierdie week is ons nou hier, die stemweek. Gaan maak asseblief jou stem. Ek weet die Here sal vir jou lei om te stem vir wie die Here op jou hart druk om te stem. Ek kan nie vir jou sê wie dit is nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid. Hoekom? Want as ons honger en dors na wat reg is, na wat die Here wil hê ons moet doen, dan besef ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie lewe. En dit ons net Eksodus gaan kyk, wat sê ons mag nie haatdraad wees nie, ons mag nie woede hou teen mekaar nie. Ons moet die hele tyd vir almal by die Here hoor, wat is reg? Nie net vir my en my selfsugtigheid wat ek dink is oukei nie, maar vir almal. Daarna het ons gekyk na die barmhartiges. En jy het my so mooi gehelp met die kwankie en geleer, maar barmhartig is nie charity nie. Dis nie iets uit iemand se hande uitvat en sê, ek los jou probleme vir jou op nie. Dis 'n saamhelp om hulle menswees te lig en Jesus self was die voorbeeld. Toe hy vir die man wat blind is, wat na hom roep, vra, wat wil jy hê? Met ander woorde, vat verantwoordelikheid vir jouself. Kom ek lig jou menswees op. En dat ek en jy ook genooi word om daai aan te leer, dat wanneer ons mense help ons hulle op. Gooi hulle nie toe ondergesien, om ons skuldgevoel te doen. Verlede week was ek nie, ek het baie van hulle verlang, maar Christa sal vir julle hierdie gesê, geseënd is die wat rein van hart is. En sy het by Matteus en Johannes vir jou gesê, iets in die lyn van reinheid kom net van Christus af. Ons kan net as ons in Christus groei, en by Christus sit waarlik rein word. So ons vermoë om God te kan sien, kom van God af, maar dit moet 'n keuse wees van God soek. En 'n bereidheid wees om as die Here vir ons goed uitwys, om daar te werk dat ons die modder van ons gesigte afgewas kan kry. En nie heeltemal halfweer gaan nie, want dit is waarskynlik op 9. Vanoggend is ons by 'n ander moeilike een vir my. Een wat ek nou, ons het baie hard gelag oor die week, want die hele week was vol oor die teenoorgestelde. Vanoggend is ons by geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God wees. En dan gaan ons bietjie by Nathan en Dawid stil hou, amper sê Daniel, maar hier is nou 'n stukkie uit my eie lewe uit oor vrede. In ons huise, ons weet, ons is almal mense, ons baas ook, so al is hulle goddelike gaas. Maar ek kan onthou dat ek 'n kind was, as my ma kwaad geword het, of ons iets gedoen het wat my die vrede gesteel het, dan het my ma so dodelike stopte ontwikkel. Sy sal niks sê. Verdaal. Dan jy weet, dan is al die oorlog tussen my en my ouer boetie nou verby, wat ook om my pa gedoen het, ons almal, jy weet, is die spreekbeeld van engele, maar dit help net niks.
Maar hier zijn twee goeders wat mooi, so dit klink soos vrede. Enige iemand wat van buite is, as enige iewers kom, dan is my ma haar perfekte self. Vir hulle is sy vriende. Sy is nog 'n stuk nie, die kos is nog nie daar, sy sê nie 'n woord. Vir die wêreld daar buite het ons baie keer gelyk na 'n wêreld van 'n spreekbeeldfamilie. Maar daar is nie 'n stukkie vrede. Dan moet ons nou tussen mekaar nou probeer uitfigure wie nou wat gesondig en sodat ons eintlik net kan weet hoe moet ons nou hierdie vrede maak. En dan het dit so 4-5 dae die langste was so 7-8 dae wat dit gehou het. En as daai stilte gebreek het, dan het dinge nou net aangegaan. Maar daar was so 'n stukkie onrus nog in ons harte. Wanneer gaan daar weer stil? Ons dink partykeer vrede maak is vrede bewaar. Ons bly stil. Ons sê net niks nie. Die wêreld daar buite maak ons asof niks fout is nie. Want ons behou ons nou vrede, ons beklei ons nou nie. Ons praat dit ons nou nie deur nie. Ander van ons, en dis nou my pa, en ek is nou jammer dat ek oor hulle skindend genadig en ek weet ek hulle is besig by hulle kerk op hierdie tyd, so hulle gaan dit eers vanmiddag oor. My pa se manier was om te sê, okay dan, sê ek niks weer. Ek wil trek jou. En dan gaan ons nou maar aan, maar weet jou hart is daar nie om niks. Ons maak van vrede baie goed, omdat ons te bang is vir konflik. Jesus sê vredemakers, nie vredeonttrekkers nie vredebewaarders nie vredeontnemers nie stilbleiers nie wegloop nie die ouens wat onder die mat gevlei nie. Vrede maak. So by Dawid leer ons een van die mooiste weergawe van vrede maak van die slegste angels. Dawid is die koning van Israel. Hy is die ou wat as Israeliete en Jode reg met die tyd terugkyk na 'n golden era, en as Dawid is die ou. En nie Salomo sy seun en wysheid nie, hy het net op Dawid se glorie voortgebou. Maar hulle hou van hom. So Dawid weet ons nou, kom ons gaan net gou deur die geskiedenis en gaan dit probeer om in 1 minuut te doen, want ons nog baie wat op 1 minuut gedoen word en ek wil julle nie staat raak nie. Maar ons moet Dawid se storie verstaan, hè. So die Israeliete, God stap algemene geskiedenis van Adam, Eva, al daai ouens tot by Abraham. En Abraham besluit dat hy sluit met hom 'n verbond. Van Abraham af kry Abraham vir Isak, Isak kry vir Jakob. Esau, Jakob se die verbond voor hy kry 12 seuns. Ons is by Josef. Ons almal ken vir Josef, hy is nog 'n superheld. Hy met sy technical adrentheid, né? Hy het drome uit. Hy het nie net die volk van Israel nie. Dis waar ons die volk van Israel se naam kry, Jakob, wat bedrieër beteken naam word verander na Israel, God se volk, en sy seuns kom, Jakob se seuns kom Egipte toe, omdat Josef in sy storie, maar al die onregverdighede is storie van bemoediging word en bemagtiging. Die volk bly in Egipte, hulle bly te lank. Hulle word slawe, God stuur vir Moses red hulle uit Egipte uit, hulle is terug in hulle beloofde land, Josua maak uit die volk uit 'n klop dinge moontlik wat hulle God vertrou, in plaas van oorlog met swaarde, gaan hulle met kruike en dan sy vyand verslaan, sodat hy in die beloofde land trek. Daar's nog in Jerigo 'n paar vyande, in plaas weer eens van oorlog, loop hulle vir 7 dae sing en loof die Here, en die vermure verbrokkel en hulle kan hulle land terugkry en hulle dorpe terugkry. Hulle begin 'n volk word. Hier is wat geskryf is daai tyd van die volk. Die enigste ding wat Israel merkwaardig gemaak het as die volk is dat hulle kon bid. Die ou volkietjie wat rondtrek. Die enigste ding wat hulle merkwaardig gemaak is dat hulle kon bid.
Maar so sit hierdie ou volkie en hierdie volkie besluit maar al die ander sterk volke en oorlogvolke het 'n koning. Ons het nie 'n koning nie en hulle begin bid. Die Here stuur vir hulle vir elke stam 12 rigters sodat hulle kan sien God voorsien vir almal rigters, leiders, ontuie dat hulle nou nie met mekaar luister nie meer vir God self luister nie. Dit werk nie so goed nie, die mense sê nog steeds hulle soek 'n koning. So gee die Here toe, die mense kies die grootste, braaitste ster. Saul, sterkste man uit die donker. Saul word koning en dan sien ons wanneer hy die Here volg gaan dit goed, wanneer hy die Here nie volg nie gaan dit sleg. Terwyl Saul koning is, stuur Jesus die laaste rigter en die eerste profeet in die vorm van Samuel. Samuel gaan soek die koning wat die Here behoort. 'n jong laaitie in die veld wat so niks seggend was, dat sy eie pa hom die eers uit laat kom uit die veld uit, om vir Samuel te ontmoet, toe Samuel sê, die Here sê, volgende koning is hier. Nou hier is die koningskap werk. Saul was die koning vir sy oudste seun Jonathan, sou die opvolgkoning gewees het. Ons weet hy het 'n dogter Milka, vir wie hy baie lief was, wat hy nie die eer sou gee, eerespaad sou gee, abnormaal by die vrou. Saul se seun en dogter verraai vir Saul en kies Dawid se kant. Jonathan betaal met sy lewe om Saul oor te lewer aan Dawid se mag. Milka trou met Dawid. Dawid tel skriweling met Milka op, want hy raak eendag te gekuier in 'n feesvier en hy dans skaal in die strate rond en almal dink dis die Heilige Gees van die Here, maar is dit 'n ander gees dalk nie, dalk 'n kombinasie. Maar Milka sien die alkohol wat hy misbruik en sy sê vir my, dit is 'n brief nie wees soos sy van jy is koning. Hy skrik vir haar, hy sit daar in 'n toren. Sy leef alleen. Intussen het hy Saul se vroue en want jy moet in daai koningstyd as jy koning oorgeneem het, het jy die vroue en kinders as bygeneem. So hy het baie vroue, ek weet nie wat fout met hulle nie, maar hulle is dalk nie meer so mooi en jong of vrugbaar genoeg nie. Ek weet nie wat Saul se uitdaging in die Milka wil hy ook nou definitief, hy is nou kwaad vir haar, hy het daardie vrede deur om haar in koning gesluit. En eendag sit hy en kyk by sy balkon af en al sy generale en soldate wat getroud is se vroue bly daarop en doen hulle dinge. En hier op een van die dakke is daar 'n skoonheid wat alle skoonheid vir Dawid bowe gaan en hy hoor voeltjies in sy ore liedere speel en hy ontbied vir Batseba. En hy neem vir Batseba en dinge gebeur uit hulle plek. En na die tyd word Batseba swanger. Dit is nou 'n probleem, want Dawid het nou besef, hierdie is Uria, een van sy beste, getrouste generale se vrou. En om dit te probeer fix, sonder dat enigiemand agterkom, probeer hy vir Uria oorreed om die reëls te breek en huis toe te kom, hy probeer tot vir sy vrou vir hom stuur, hierdie arme vrou wat dan net klaar oorspel gepleeg het, word nou nog rondgestuur en teruggejaag. Aan die ouene baie Uria, want dis nie 'n gawe nie, dis oorlog, hulle moet verdedig, en so besluit Dawid wel dan stuur ek hom na die gevaarlikste voorste slag, wat nie die plek vir 'n ou generaal is nie, en die Ammoniete word die wapen waarmee Dawid vir Uria vermoor. Dawid dink, yes, probleem is opgelos. Ek beloof vir jou, daai ouens en alles, ten minste 50 mense wat gesien het hoe Batseba van daai dag af opklim na die balkon van die koning. Almal geweet, maar hulle bewaar die stilte en vrede. Dan is ons by 2 Samuel 12, Nathan is 'n profeet van die tyd, en dan lees ons hierdie van sy gedrag. Daarna die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad. Behalwe een ou koei lammetjie, het die arme man niks besit nie.
Hy het daar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummels geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaan. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom, en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie klein vee of beeste te vat en vir die reisgeld te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as wat die Here leef, 'n man wat oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan tot Dawid. So sê die Here, God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het aan jou koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek nog enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so verkeerde ding te doen? Jy het Elia die Hetiet met die swaard doodgemaak, toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard doodgemaak. Daarom sal jy die swaard nou nooit meer in jou huis weggaan, want jy het my geminag toe jy Elia die Hetiet sy vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oorvat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap openbloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot vir die Here, julle Israel. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig, die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterf nie, maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal jy dieselfde kind wat vir jou gebore is, sterf. Nathan het toe huis toe gegaan, en die Here het die kind wat Elia se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het, gedreef. En die kind het ernstig siek. Soos ek sê, een van die interessantste stories van vrede maak met die seerste mens. Sien, wat almal het geweet wat Dawid gedoen het, dit was nie 'n geheim, maar Dawid het dit in die geheim probeer hou. En ek wonder hoeveel amptenare, hoeveel spioene, hoeveel soldate het oor hierdie storie en hierdie skinder gepraat, maar niemand van hulle het gewaag om Dawid nog hulle geweet te weet. En hy is toch die koning. Hoeveel van hulle het nie gewaag om te doen, maar hy Dawid, hierdie is nie weg. Hier is die olifant in die vertrek. Nathan kom na hom toe, en Nathan sê vir hom, jy wat jou vrede wil bewaar, met alle dinge te doen om jou goed wat jy aangejaag het Dawid te verskuil en planne te beraam om hierdie goed te hou en gesig te hou, hierdie illusie van vrede het God geminag. Op 'n ander plek sê hy, jy het die geleentheid gemaak dat mense kan dink hulle kan God laster. Konflik, konflik, sonde is deel van die lewe. Dit hoef nie te wees, ons kan allemaal baie mooier vinniger oefen en die genade van mekaar te leef, maar dit is deel van die lewe. Ons het gekies om ons eie reg te volg teen God, soos dit. Maar vandag se voorbeeld is so klein boksie, en ek gaan dit baie mooi vir die van ons jonger as 16 verduidelik. Hierdie klein boksie het so 'n fancy toetsie en ek vra om verskoning vir die sensitieve. En nou, dit is net so stokkie vir die van julle wonder hoe lyk, ek het ook gewonder. As 'n mamma dink sy is so
swanger, dan is hierdie 'n toetsie wat wetenskaplikes uitgedink het wat toets om te kyk hoe swanger. Hierdie is nou nogal uit, hy sê nou nogal hoeveel keer kom. Nee? Jy kan nie die uitslag van hierdie toets vermy nie. Wanneer daar nie vrede in jou huis, in jou verhoudings is nie, of almal spreekwoordelik vriendelik voortgaan, soos wat Dawid toe Uria nou dood is, sy vrou sommer net hom neem en dit asem uitasem en sê, "Daar, hierdie swanger vrou is nou my vrou, so mense sal nie te veel vra nie, ons sal sê dis 'n premie, al daai dinge." Kan jy nog steeds nie die olifant in die kamer vermy? My pa wat vir weke gemaak het asof hy nou nie omgee nie, hy het nou omtrek, kon nie die vrede in die huis of die onvrede in die huis vermy nie. My ma se stilte het die vrede so gesny met 'n net. Maak nie saak wat ons doen nie, as daar nie vrede is en ons nie daadwerklik die goed wat vrede tot omkrap, uitkrap en 'n bietjie risie maak nie, kan ons nie die olifant in die kamer vermy. Dawid kon nie vrede in sy koninkryk weer bereik nie. As jy die storie verder lees, dan sien jy dit gaan loop. Maak nie saak hoe Dawid gevas by die Here gepleit het, kon hy nie die nagevolge van die belasting, kon hy nie by die Here verkry. Ons weet nie wat se was op hom getref nie. Dit was dalk die rondkruiwel, dit was dalk die angs. Maar Nathan interpreteer dit as 'n straf. Daar leer ons op die nagevolge van ons tekort aan vrede maak, dit ons kom, en dit ons nageslagte oorkom. 9. So wat is die uiteinde van die storie? Dawid erken, hy gaan bly by God, hy lewe, hy hoor by God, sy straf word uitgevoer en dan erken hy sy sondes. Daarom het ons hierdie storie in die Bybel gesit. Hy erken dit. Hy sê vir almal, dit is waar die sondes was, en toe hy nou die olifant in die kamer oopspreek en hulle vrede daaroor maak en almal oortuig daaroor is en dit aan die lig gebring is, seën die Here hom met Salomo. Ook by dit. En die koninkryk gaan aan. Ons weet Salomo maak sy eie besluit oor die storie gegaan. Hier is die uitnodiging van die wat vredemakers is. Dawid is nie die vredemaker nie, Nathan is. Nathan is die een wat kom sê, ek weet jy is koning, ek weet jy is gevaarlik, ek weet jy is 'n ongemaklike gesprek, maar alles is nie oukei hier nie, maak reg. Geseënd is die vredemakers. Die van ons wat doelbewus sê, al is hierdie goed ongemaklik, hier is olifante om ons maak reg. Hier is wat Nathan nie doen. Nathan stap na toe en rol 'n papier op en gaan, nee. Nathan kom saggies met liefde na hom toe en sê, ek wonder, ek het 'n vraag, hier is 'n situasie, hier sien die twee manne, hier is 'n ding, sy kom met liefde, ongeacht hoe dit sy hart, kan ek sê. En wanneer Dawid besef, maar okay, hier is iets verkeerd, wanneer hy die probleem besef, sê hy, okay, nou in liefde, hoe fix ons nie? Hier is nagevolge, ons kyk ons nagevolge ons. Ek en jy word genooi tot vredemakers wees, sodat ons kinders van God kan wees. Toe ek ouer is, omtrent so hier in my vroeë 20's, het ek en my ma 'n ewige uitval oor 'n verskilwoord. En ek kan nie die dood nie vir jou sê wat nie. Ek kan vir jou sê, dit was vir my so ernstige saak, dat ek my ma se lesse tot vrede maak van stilte op myself neem.
En aanvanklik het my ma gedink, ag dit gaan maklik wees want ek is ekstreme ekstrovert, iewers sal my stilte mos nou vinnig word. En vir 'n maand en 'n half praat ek nie met my ma of my pa 'n enkele woord nie. Dis hoe ernstig die saak is. Vir 'n maand en 'n half lyk dit vir die wêreld van buite asof ons spreekwoordelik alles is. Kos is op tyd, etes word geëet, maar die vrede is ongelukkig daar. Snap. En ek kan onthou eendag gaan my ma hulle kerk toe en daar's 'n preek oor vredemakers, nou hulle het 'n paplepel, want 'n paplepel eet mense saam en hulle nooi mense uit om te sê, vat hierdie paplepel en gaan gee dit vir iemand met wie jy nie vrede het nie, en dan gaan sê jy vir daardie persoon, ek wil 'n vredesmaak saam met jou hê. My ma stap met fors by ons voordeur in en sy gaan sit langs my. En haar moed begewe haar vir sy sit onder en sy haal so diep asem en sy sug. Dan kyk vir haar en kyk terug. My neef. En sy sê vir my, hierdie paplepel het ek gekry. En ek gee hom vir jou en ons moet 'n vredesmaak hê. Dan storie kort, ons praat dit uit. En dit was nog steeds resies, dit was nie reg. Maar na dit besef ons twee dinge. My ma sê toe ons nou vrede maak, sit sy eendag langs my, sy sê vir my, ek het nooit besef hoe erg ek julle gestraf het, maar mag ons altyd eerder aan vrede se kant staan. Was steeds nagevolge, ons stryd baie keer steeds by die stoelspad. Ek is nie iemand nie. Maar die vrede wat na dit kom om aktief vrede te maak, is soveel groter steun as om te probeer snap onder die tafel druk en die aap in die kamer, die olifant in die kamer te probeer vermy. God nooi ons tot vredemakers wees. God nooi ons so in vrede maak dat hy sy seun dat mens word het en aan die kruis gesterf het vir my en vir jou. En vanoggend op 'n nagmaaltyd, op die vooraand van 'n stemweek waar daar buite in ons land geen vrede is nie, is dit ook die uitnodiging van ons om aktief vrede te doen. Om baie keer ten koste van onsself sag te gaan praat, maar nie toe te gooi, nie te vermy, nie weg. Wat ons nou die nagmaaltafel toe gaan ek jou 'n oomblike stilte gee met hierdie woorde, waar is jy in terme van jou verhoudings en vrede, waartoe nooi die Here jou uit om vrede te maak? En as die Here klaar met jou gepraat het, dan gaan Petrus vir ons die nagmaalsdiens vir ons aan die nagmaal. Maar ek gee jou eers 'n oomblik met die Here, dat die Here vir jou sê waar moet jy vrede. Soos wat Petrus die nagmaal moet vir ons sing, gaan ons die tafel voorberei.
Christus, wat nie beskaamheid en vrede doen, wat sy liggaam vir ons gebreek het en sy bloed vir ons laat giet het. En dan onthou ons wanneer hy sy liggaam en bloed vir ons gegiet het, het hy vir ons kom doen met 'n belofte dat daardie versoening en verlossing vir ons is, en daarom kan daai vrede maak en vrede in ons familie sit, ons geloofsfamilie sit. En dan is nagmaal die verbondsteken vir my en jou, ek rondom jou, daar's mense hier om ons is vir mekaar gegee, nagmaal saam eet, saam drink, 'n geloofsfamilie, party van ons fisies aan mekaar met bloed verbind, maar die res van ons deur die Gees aan mekaar verenig. En dan die genade en die verkondiging dat ons saam met mekaar op kan sit. Dis wat ons vier hier op die nagmaal. So ek wil jou nooi, as jy vrymoedigheid het, om by jou eie kerk te neem, of as jy vanoggend hier sit en sê, my hart, Here, wil deel wees van u verlossing en u vrede en u genade, is vanoggend jou uitnodiging vir verwagting. Ons gaan eers die tekens, al twee die brood en wyn uitdeel, tot hulle nog nie afslik nie, wag asseblief tot ons dit insit, en terwyl ons die tekens uitdeel, weet ek, Kobus en die Louise, gaan u voor sit, Pieter en ook Jan. So, kom ons deel die tekens.
daar enigiemand wat met die brood oorgeslaan is? Enigiemand met die wyn? Die nie het jy vir jouself opgeneem? Soos ons vir mekaar gesê het, toe Jesus die eerste brood geneem het, het hy die brood gebreek en gesê, hierdie is my liggaam. Nee. Eet. Dink daar, dat dit my liggaam is, wat vir julle gegee is. So daarom, nee, eet en dink daaraan, dat Christus liggaam vir jou gegee is. Nadat Christus die brood uitgedeel het en gesê sy liggaam wat gebreek is, het hy wyn geskink en gesê, hierdie is die symbool van my bloed, neem, drink en dink daaraan, dat dit my liggaam is, wat vir julle geskink is. So wanneer ons wyn geniet, dan neem ons en ons drink en ons dink dat Christus se bloed vir ons gevloei. Here, dankie vir hierdie uitnodiging tot vrede. Vrede wat nie bewaar word of wat skyn is, maar waar opregte vrede. Vrede wat U lewe voorgee. Dankie vir die symbool van U liefde en U liggaam en U wyn, U bloed. Here, dankie dat soos met die brood ons fisies voed en die wyn in ons keel af voel, dat dit ook 'n symbool is van U genade en vrede wat in ons are eintlik reeds is. Omgee dat ons hierdie uitnodiging sal neem, dat waar ons sal wees, mense sal sien en ons kan eien as kinders van God, wat ons streef om U vrede vir almal uit te dra en vrede te maak en in ware vrede te leef.